Goeiemôre almal. Baie welkom in die erediens vanoggend. Mag julle elkeen vrede beleef van ons drie enige God, waar ons hier so in sy huis vergader, waar ons nie net saamkom om te luister nie, maar ook om stil te word, om sy stem te hoor en weer herinner te word aan sy groot genade en aan sy liefde. Verder nooi die Here ook elkeen van ons vanoggend uit om ons harte oop te maak, om ons bekommernisse neer te lê by hom, ons vreugdes te bring en ons lewe ook weer aan hom toe te vertrou. Of jy vandag nou blymoedig hier sit, of jy moeg hier sit, of jy vol hoop is, of jy vol vrae is, jy is welkom, want die Here nooi jouself om vanoggend hierso te wees. So mag die Here se woord vandag in elkeen van ons se lewens weer nuwe hoop en nuwe geloof en nuwe moed en nuwe gehoorsaamheid in ons lewens bring. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil hier in sy teenwoordigheid. Juig tot eer van die Here. Almal op aarde, wees vrolik, juig en sing. Sing tot eer van die Here, met begeleiding van die lier. Speel op die lier en sing, blaas die trompet en die ramshoring, jubel tot eer van die Here, die Koning. Genade en vrede vir julle elkeen van God ons Vader, Jesus ons Here en die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sê ook vir mekaar dat die Here hier so teenwoordig is, hier waar ons in die banke sit, hier waar ons in die kerk is, ook in elke dag se lewe. Wanneer ons vanoggend dink aan die woord van die Here en die riglyne wat hy vir ons gee daarin, dan verwoord ons Eksodus 20 soos volg: As ek die eerste plek in jou lewe inneem, sal jy geen ander gode wil dien nie, want ek sal die belangrikste in jou lewe wees. As ek in jou hart woon, sal dit nie nodig wees om gesneede beelde van my te maak nie, want jy sal self my beeld dra. As jy my liefhet, sal jy my naam nooit vervloek nie, sê jy nooit dit as 'n vloekwoord oor jou lippe kan gebruik nie, maar in alle omstandighede sal my naam deur jou eerbiedig en gerespekteer word. As ek die eerste plek in jou lewe het, sal die Sabbat die hoogtepunt van die week wees. Dit sal vir jou vreugde wees om in die gemeenskap van die heiliges my te aanbid. Dit sal 'n dag wees om na uit te sien, nie om teenop te sien nie. As ek in jou lewe is, sal dit vir jou 'n voorreg wees om jou ouers te eer en hulle lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien, wat hulle vir jou uitgekies het. As jy my liefde jou eie gemaak het, sal jy nooit iemand wil seermaak of wil haat nie, wat nog van te sê doodmaak. As jy my lief het, sal dit nie moeilik wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. As ek 'n plek in jou huwelik het, sal julle mekaar lief hê en julle sal geluk in my ervaar en ek sal julle geluk in my hande bewaar en vashou. As ek op die troon van jou lewe sit, sal jy daagliks vra, aan wie kan ek iets gee? En jy sal nooit iets van 'n ander wil neem nie. As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Deur my gees sal jy 'n mens wees wat van 'n ander niks sal wil sê as dit nie iets goeds is nie. As jy een met my is, sal my gees jou tevredenheid gee om vergenoeg te wees met wat jy het, met die besef dat God gee soos wat jy nodig het, en wat hy gee, gee hy altyd genoeg, sodat jy niks sal kort kom nie. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil voor die Here.
aan almal wat ware berou na Jesus Christus kom vir verlossing. Hulle is vrygespreek in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag ons sorg dat mense nie meer by ons verdruk word nie. Mag ons wy aan die wat honger het. Mag ons voorsien in die behoeftes van die wat in nood is. Amen. Die kinders is nou welkom om te verdaag, saam met Annie Sandra na die kinderkerk toe. En terwyl hulle verdaag, is julle welkom om julle Bybels op te soek, Haggai 1. Hier sal 'n teks op die bord verskyn wat ek gaan lees, maar as julle in julle eie Bybels wil lees, is julle welkom om dit nou op te soek. Ek lees oor die laaste versie van die eerste hoofstuk, so in die tweede hoofstuk in. Die eerste hoofstuk se tema is herbou my huis, en die tweede een is my gees sal altyd by julle bly. En dan lees ons vanaf vers 15 van die eerste hoofstuk af. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. Op die 21ste van die 7de maand, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Vra tog vir Serubabel, seun van Sealtiel, en goewerneur van Juda, en vir die hoofpriester Jesua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy na niks in vergelyking met die vorige een nie? Maar nou sê die Babel, skep moed, sê die Here, en jy, Jesua, seun van Josadak, hoofpriester, skep moed, en julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. My belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. So sê die Here die Almagtige, nog een keer binnekort sal ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik, en hulle sal met hulle skatte kom, en so sal ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige. Aan my behoort al die silwer, aan my behoort al die goud, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. Nou, Sir Francis Drake, 'n seevader en 'n ontdekkingsreisiger, het in 1577 die volgende gebed neergeskryf. Disturb us, O Lord, when we are too well pleased with ourselves, when our dreams have come true because we have dreamed too little, when we arrive safely because we have sailed too close to the shore. Disturb us, O Lord, when with the abundance of the things we possess, we have lost our thirst for the waters of life. Having fallen in love with life, we have ceased to dream of eternity. And in our efforts to build a new earth, we have allowed our vision of the new heaven to dim. Disturb us, Lord, to dare more boldly, to venture on wider seas where storms will show your mastery, where losing sight of land, we shall find the stars. We ask you to push back the horizons of our hopes and to push us into the future in strength, courage, hope and love. Daar kom 'n punt waar mense se durf en se moed en se energie en se visie so taan dat ons inderdaad partykeer moet bid. Verontrus ons, Here. Skep 'n heilige ontevredenheid in ons sodat
ons tot aksie kan oorgaan en doen wat U wil hê. Nou, apatie het die groot vyand van ons tyd geword. Iemand sê op 'n keer, dat moed en durf is soos 'n spier in die liggaam. Hoe meer ons die durf en die moed oefen wat ons het, hoe sterker word dit. Maar dan sê hulle ook, as samelewing word ons kollektiewe durf al hoe swakker, omdat ons dit nie meer gebruik nie. Ons eis nie durf en deursettingsvermoë van ons leiers nie. Ook nie van onsself nie. Die tekort aan moed om 'n uitdaging te takel is beide ons probleem en ook ons fout. Gevolglik ontbreek dit te veel by ons publieke leiers, maar ook by ons leiers in privaat sektor, ook by onsself om beloftes uit te voer met moed, om die regte ding te doen. So 'n gebed vir ons tyd sal dan lui. Help ons Here om U wil werklik raak te sien en verontrus ons dan Here. Maak ons dapper Here. Gee vir ons die krag en die durf om op te staan om die regte ding te doen. Help ons om U bo alles te stel en daadwerklik te doen wat U wil hê ons moet doen. Gee ons die moed om dit te doen. Waarvoor het jy vanoggend moed nodig om te doen? Net daai hupstootjie van die Here af, dat jy net moet doen wat jy veronderstel is om te doen. Dat ons nie gemaklik agteroor sit en maar net sien hoe die lewe verby ons gaan in ons gemaklikheid nie. Waar moet jy uit jou gemaksone uitkom? Nou ons kan, as ons teks vanoggend lees, kan ons eintlik Haggai se optrede presies dateer met die inligting wat hy vir ons voorsien. Hy tree op in 520 voor Christus, en dit is dan wanneer hy die woord van die Here ontvang, en dan dateer hulle dit nou nogal baie presies, die 29 Augustus, en daarna is dit 3 presiese geleenthede wat die Here weer met hom praat. En Haggai profeteer ongeveer 2 dekades nadat die volk uit ballingskap uit teruggekeer het. Nou die Persiese koning Kores het Babylonië ingeneem en hy het toegelaat dat al die Joodse ballinge kan terugkeer na hulle land toe. En Kores se beleid was godsdienstvryheid geweest en half 'n beperkte selfregering. En daarom kon hierdie ballinge selfs weer hulle tempel in Jerusalem gaan bou het. Of gaan herbou het. En die mense wat dan teruggekeer het, was nie sonder uitdagings gewees nie. Die ekonomie het gesukkel om op dreef te kom en hulle het baie teenstand ervaar van die mense van die land self waarna hulle teruggekeer het. So daar was baie goeders vir hulle om te oorkom. En uit Haggai 1 kom ons agter dat die leiers van die volk maar min moed gehad het om probleme te takel. Hulle het nie daai durf gehad nie, hulle het nie moed gehad nie, hulle het nie daardie ongemak gehad om te doen wat gedoen moet word nie. Want partykeer het die uitdagings net te groot gelyk. Daarom het hulle liewers op hulle eie belange gefokus. Ons sien in Haggai 1 verwy die Here hulle eintlik omdat hulle vir hulle self pragtige huise gebou het. Maar dat die Here se huis, die tempel, nog in puin gelê het. En die woorde wat hier gebruik word, dui op deftige huise met houtplafonne en muurpanele. So dit is nie net bloot die noodsaaklike en die funksionele huisvesting wat hulle vir hulle self gebou het nie. Maar die volk se plan was wel om die tempel te herbou. Maar hulle het gesê op die regte tyd. Op die regte tyd sê Haggai dan is 20 jaar later. 20 jaar later het die regte tyd nou nog nie vir die Israeliete aangebreek om die tempel
mooi te herbou soos wat die Here vir hulle gevra het nie. Hulle traagheid het dan daartoe gelei dat hulle self vooruit gegaan het, maar die Here se tempel het nie aandag gekry nie. So prakties beteken dit dat hulle nie hulle verantwoordelikheid teenoor die Here nagekom het nie. Hulle het die verbond verbreek en die verbondsverhouding van die Here geïgnoreer. En dan Haggai 1, die eerste 11 verse word pertinent verwys dan daarna dat hulle die eer van God ontsê. En die Here sê eintlik maar, julle verskonings is ongeldig. Hoewel die goud en die silwer en alles dalk van die tempel ontbreek, is daar hout in die bergland vir konstruksie. Daar is hout wat julle reeds gebruik om julle eie huise op te bou. Gebruik dit. En daarom sê Haggai, het die Here elende oor die volk gebring. Dis as gevolg van hulle laksheid. En dan lees ons in hoofstuk 2, dan begin die Here die egtelike menslike probleme aanspreek wat die volk gehad het. Die volk het word gevra om die nuwe tempel met die ou tempel te vergelyk wat hulle dan besig is om te bou, want dit lyk tog of Haggai se profesie, se aanmaning, se aansporing tog die mense aan die gang gekry het. Maar nou in hoofstuk 2 kyk hulle terug na die ou tempel van Salomo wat mooi is, wat van goud en silwer is, wat goeie vakmanskap gehad het. En dan kyk hulle na die nuwe tempel en hulle vergelyk dit en hulle besef, maar as ballinge sal hulle nooit by hierdie kolossale mooi gebou kan uitkom vir die Here nie. Hulle het nie genoeg goeie vakmanskap nie. Hulle het nie genoeg goud nie, hulle het nie silwer nie. Hulle pak maar hierdie bouwerk aan. Maar dit voel vir hulle of hulle misluk. En dan kom vers 4 en 5 en die bemoediging en die Here sê vir hulle, skep moed. Ek is met julle. En dit is 'n bemoediging wat die Here al baie keer in die Ou Testament vir sy volk gebruik het. Skep moed, ek is by julle. Hou net aan. Al lyk dit onuitvoerbaar. Die Here verwag nie van die mense om hierdie groot tempels soos in Salomo se tyd te bou nie. Hy verwag van hulle om hulle belofte na te kom, om aan die gang te kom, om te begin bou, om tot eer van hom te werk. En daarom sê hy, skep moed. Al is dit sleurwerk, al is dit nie lekker nie. En dan kan ons vra, maar in vandag se tyd is die Here ook by ons met hierdie sleurwerk wat ons partykeer doen. Ja, as dit verbondswerk is die Here teenwoordig. Die Here is teenwoordig met die heropbou van wat hy ons roep om te doen. God se Gees is by ons. En partykeer voel ons, daar gebeur nie groot wondertekens nie. En wanneer ons God se gehoorsame werk doen, wat maar nie lekker is nie, wat eentonig is, wat vervelig is, wat harde werk is, voel dit vir ons of ons ook so die Israeliete wil moed opgee. Want dit is nie so goed as wat ons verwag dit om te wees nie, dit is nie so groot en so grand nie, maar tog sê die Here, hierdie is my werk, wat ek jou roep om te doen. Dis wat ek van jou verwag. Hou moed, ek is met jou. En net so kan ons sê, dat die Here met elkeen van ons is in daardie klein goedjies, wat ons voel is sleurwerk. Dit is harde werk. Word nie raak gesien nie, is maar 'n druppel in die emmer. Haggai leef in 'n tyd van ontmoediging. Die volk het teruggekeer uit ballingskap uit. Hulle begin om die tempel te herbou, maar hulle moed het hulle verlaat. Die nuwe tempel het eenvoudig net nie gelyk soos die ou een nie. En hulle het gedink dit is maar minder indrukwekkend. Dit het gevoel asof God se heerlikheid nie meer daar was nie.
En klink dit nie bekend vir elkeen van ons nie? Baie mense kyk vandag ook terug, soos die Israeliete teruggekyk het na die ou tempel toe. Baie van ons kyk ook na die goeie ou dae, van die kerk toe die banke vol was, toe die mense met eerbied en opgewondenheid aanbid het, en hulle vra, waar is daar die heerlikheid nou? En dit weer klink in ons teks vanoggend by die Israeliete. En dit is presies die tyd wat Haggai van praat, en dan sê hy, wees sterk, werk voort, want ek is met julle. Die heerlikheid wat kom, en dit is die belofte wat die Here ook gee, sal groter wees as die wat was. So selfs vanoggend kan ons hierdie woorde hoor weer klink in ons eie kerkgebou, waar ons ook dikwels sit, en sê, maar waar is die heerlikheid van voor? Gaan dit ooit weer so wees? Partykeer word ons ook ontmoedig, as ons sien, hoe die kerke leegloop, of ons land se toestand. Haggai beskryf vir ons tipies hoe ons as mense is. Toe die ballinge teruggekom het in die land, het dinge swaar gegaan. Die buurvolke was nie opgewonde oor hulle teenwoordigheid nie, die ekonomie was swak, die belasting was hoog, die werk was baie gewees. En dan is die gevaar dat mense dan slegs die dinge rondom hulle, al die negatiewe omstandighede raak sien. Die mense van toe het vergeet van God. Hulle vergeet God of verloor die groter perspektief op God wat oor die omstandighede troon. En dan leef die mens nie langer vanuit hierdie werklikheid van God nie, maar vanuit die omstandighede om hulle. En ons teks gee 'n voorbeeld of 'n paar voorbeelde van hierdie soort lewe. Hierdie menslikheid wat ons hierso raak sien. Die mense het net gefokus op hulle eie voorspoed en oorlewing. En hoor ons iets van hierdie vandag ook. As die uitdagings van die samelewing hoog raak, begin mense op hulle eie voorspoed fokus. Hulle maak vir hulself bymekaar, hulle bou huise, hulle skep vir hulself 'n toekoms, sonder om vir die samelewing om te gee. Dit is wat by die Israeliete gebeur het, en ek wonder of daardie Haggai tyd ook deurtrek na vanoggend toe, na ons omstandighede toe, in 2025. Mense van daardie tyd kon self gesê het, maar die Here bring nie sy kant nie. Waar is die beloftes van herstel? En dan kan hulle sê, maar omdat God nie sy kant gebring het nie, dan hoef ons ook nie heeltemal ons kant te bring nie. Ons hoef nie nou die tempel te herbou, tot en met die Here 'n klomp beloftes laat waar word nie. En niemand sou dit openlik sê nie. En daarom het hulle in beginsel besluit dat die tempel sal herbou word, maar dit was nog op die agenda gewees, hulle sal later daarby uitkom. Dit was nie hulle prioriteit gewees nie. Ons wil nie afskeepwerk doen nie, het hulle gesê. Vir die tempel is net die allerbeste en die beste goeders nodig, beste vakmanskap, groter boufonds, ons sal later daarby uitkom. En so stel hulle die Here se opdragte uit, se roeping uit. En dit lyk of ons ook in so 'n tyd leef. Dit verg soveel energie in ons samelewing om net te oorleef, dat ons die belange van God en die gemeenskap afskeep. Die diens van die Here deur ons naaste in nood te dien eerder afskeep, God se roeping eerder af te skeep en fokus op onsself soos vir die Israeliete gedoen het. Ons moet eers kyk na ons eie opleiding en ons eie opleiding voltooi voordat ons diensbaar kan wees. Ons moet
eerder kyk na ons eie kinders en seker maak hulle kom deur die skole en universiteite voordat ons aan ander kan aandag gee. Waaronder die Here se gemeente ook is. En so stel ons ook maar die Here se werk uit. Die Israeliete het hulle huise gebou, baie mooi gebou, vir hulle self gesorg en verskonings gehad om by die Here se werk uit te kom. En so word dit uitgestel en afgestel. Is daar so iets in jou lewe wat jy uitstel en afstel, omdat jy so oorweldig word deur vandag se omstandighede, dat jy nie aandag gee aan dit wat die Here regtig wil hê jy moet doen nie. Tweede ding, wat 'n baie menslike ding is, hulle het mismoedig geraak oor hulle eie onvermoë. Dit is nog 'n rede hoekom hulle nie by die roeping en by die opdragte van die Here uitgekom het nie. En dit is met ons ook so vandag. Mense raak baie maklik mismoedig, omdat hulle dit wat hulle wil of moet doen, nie goed genoeg kan doen nie. Maar dit is 'n fout. Soos wat die spreekwoord lei, anything worth doing is worth doing good. Is daar net 'n spreekwoord wat sê, anything worth doing is worth doing badly. Kom net aan die gang. Want in Haggai se tyd was die probleem gewees, is dat hulle teruggekyk het na hierdie groot tempel van Salomo en gesê, maar ons gaan nooit weer daar uitkom nie. Die mense wat al in 'n vorige keer aan die tempel gewerk het, kon dit onthou. En hierdie beswaar het weer opgeduik nadat hulle die tempel begin bou het. Gesê het, kan julle die ou tempel onthou? Hierdie een is niks in vergelyking nie. En dit maak mense mismoedig. Dit maak mense mismoedig om die moed te hê om te doen wat gedoen moet word. En dan is daar natuurlik ook die dissipline om deur te druk. Wanneer mens nou éventueel begin, is 'n menslike faktor. As die werk nie noodwendig uitdagend voorkom, die word werkers traag. En ek dink nou nogal om 'n tempel te bou, om steen op steen te lê, is makliker vir die Israeliete gewees om die wêreld te oorwin, om die vyande kaal hande aan te pak. Maar dit was ook verveliger gewees. Dit was nie 'n lekker werk nie. Dit was nie lekker om stene aan te dra en te bou nie. Dit is maar net so in vandag se lewe ook. As ons nou die voorbeeld van 'n teologiese student kan gebruik, baie ywerig om hulle hele lewe selfs aan die Here te wy en op te offer. Maar die sleerwerk om Grieks 1 deur te kom is maar baie moeite. Soos daai klein dingetjies wat ons dikwels hinder om by die groot dinge uit te kom. Om te doen wat die Here wil hê. Daardie goeders wat vervelig is, die goeders wat harde werk is, wat aanhoudend is. Ag, niemand wil dit doen nie, en dit is so menslike ding gewees in Haggai se tyd ook. Ons wil vir die Here die grootste, mooiste tempel bou, maar ek is nie lus om steen op steen dag vir dag op mekaar te sit nie. En dan kom die woorde, ek is met julle. Ons klein dinge is God se groot dade. Ons werke steek nie noodwendig die wêreld aan die brand nie. Maar God gebruik hierdie klein alledaagse dinge waantoe hy ons roep, die opbou van die gemeente, die opbou van ons gemeenskap, al hierdie onsigbare dinge om in sy plan ietsie fantasties te maak. Die Here vra nie van die Israeliete
om nou goud en silwer te gaan soek om hierdie pragtige tempel te bou. Hy sê gebruik hout. Dit waarmee ek die tempel gaan vul en dit is dit waarmee ek wat ek die tempel voor gaan gebruik, gaan iets fantasties wees, gaan groter wees en beter wees as wat Salomo se tempel ooit was en voor gebruik was. Al wat ek van julle vra is om hierdie stene te begin lê, om hierdie hout aan mekaar te begin slaan. En dit lyk asof ons in so 'n tyd lewe. Dinge waaroor ons aanvanklik opgewonde was en uitgesien het na. Wat ook soos Israel se tyd 20 jaar later nog steeds dieselfde is, 30 jaar later eintlik vererger het. Dink 'n bietjie aan Suid-Afrikaanse omstandighede. Die nuwe bedeling wat ingekom het, die opgewondenheid rondom dit. En dan kyk ons nou weer vandag, ons het gedink dinge gaan beter word. Maar baie van ons Suid-Afrikaners weet en voel in vandag se tyd dat dinge eintlik versleg het. Dat ons weens verskillende redes magteloos is. As ons die koerante oopslaan, sien ons die kampusse gaan deur groot trauma, publieke geld word gruwelik wanbestee en gesteel, dienste verswak, klimaatsverandering, ons land word deur massiewe ongelykheid tussen mense verlam. En mense raak mismoedig, omdat die taak te groot lyk om 'n verskil te maak. Kerke word lam gelê daardeur, want wat kan ons doen? Dan bou ons bou soos die Israeliete dan. Ons bou huise met veiligheidshekke en hoë heininge. Ons bou kerke, ons bou lugkastele. Maar baie min plek vir God se teenwoordigheid waar dit nie verskyn nie. Sulke omstandighede is die teelaarde van apatie en amper onskuldige selfsug. Omdat ek nie die grootste bouwerk kan aanpak nie, omdat ek nie die grootste verskil kan maak nie, bou ek maar aan my eie huis, my eie loopbaan, my eie bankbalans, vriendekring, stokperdjies. Omdat my druppels skaars 'n verskil in die emmer sal maak, bied ek dit nie eers aan nie. Maar dit bied 'n rare soort moed om uit hierdie tipe moeras te kom. En die besondere geloof om dit te kan doen. So waar is God onder hierdie moeilike omstandighede, waar hy verwag dat ons as mense besig is met sy bouwerk? Al is dit klein dinge waarmee ons besig is, al is dit hierdie sleurwerk wat niemand reg wil doen nie. Waar is God in hierdie klein dinge? God is daar. Presies waar mense vervelige sleurwerk doen onder moeilike omstandighede. Waar mense gehoorsaam opbou, waar eers hulle dalk nie wou nie. God is daar. En God maak mense ook vry van hulle besware. Let op dat daar geen onmiddellike antwoord of beswaar was toe God gesê het, bou voort vir die Israeliete nie. God bevry ook mense van vrees. Dit is waar God is. Hier waar ons elke dag bou, op 'n klein manier, sleurwerk doen, hierdie vervelige koninkrykswerk doen wat ons dink nie raak gesien word of 'n verskil maak nie. God is daar teenwoordig, want God maak met dit iets incredible. En hy is daarso en hy vat ook ons vrees weg. Hy sê moenie bang wees nie, want hierdie mense was bevrees. Hulle was nie bevrees gewees om aangeval te word of uitgeroei te word nie. Hulle was bang vir teleurstelling. Hulle was bang geweest dat dit wat hulle besig was om te doen, nie 'n verskil gemaak het, nie so goed gaan wees nie, die Here nie tevrede gaan wees nie. Maar die Here sê vir ons, skep moed, ek is by julle. En hy vat daai vrees weg, van as jy doen wat ek vir jou vra om te doen, dan hoef jy nie skaam te wees nie, hoef jy nie bang te wees nie, want dit is wat ek vir jou gevra het.
Mense wat bou, kom agter hulle leef onder God se belofte. En dit is dan die belofte wat hy van 6 tot 9 gee. So sê die Here die Almagtige nog een keer, binnekort sal ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige. Aan my behoort die silwer en die goud. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op die plek sal ek vrede gee, sê hy. God is teenwoordig. Hierdie Israeliete het verlang net teruggekyk, sonder om vorentoe te kyk. Wie van julle het hierdie huis in sy vroeër heerlikheid gesien, en hoe lyk dit nou vir hulle? Hulle kyk net agtertoe. Maar die Here bemoedig hulle, plaas van om hulle te veroordeel. Want 3 keer sê die Here, wees sterk, wees sterk, wees sterk. En dan voeg hy by, ek is by julle. So wanneer ons na ons eie lewe, ons eie land, ons eie kerk kyk, en dink, maar dinge was vroeër beter gewees. Waar is die heerlikheid van God nou? Dan sê die Here, moenie net terugkyk nie. Ek is steeds met julle, my gees sal julle nie verlaat nie. God se teenwoordigheid is nie afhanklik van die gebou of hoe die dinge op hierdie oomblik lyk of van ons omstandighede nie. Want hy woon in sy mense. En hy sê, nog een keer sal ek die hemel en die aarde, die see en die droë grond laat bewe. God sê, hy gaan die nasies skud. Dit is 'n voorbeeld van groot verandering, onstabiliteit en oordeel, maar ook van voorbereiding. Uit die skud kom iets goeds. Hy sê, die kosbarehede van al die nasies sal hierheen kom, en ek sal hierdie huis met heerlikheid vul. En vandag sien ons hoe verskeie aspekte van ons wêreld geskit word. Die ekonomiese onsekerheid, morele verval, politieke verdeeldheid, geestelike onrus. Deur hierdie skit kan die Here iets moois laat ontstaan. Hy is besig om iets nuuts te doen deur hierdie dinge. God skep die wêreld sodat mense hulle sekerhede nie in goud of in status of in instellings plaas nie, maar in hom alleen. Aan my behoort die silwer en goud. God herinner die volk. Die goud en silwer van Salomo se tempel was nie die bron van heerlikheid nie. God se teenwoordigheid was. In hierdie plek sal ek vrede gee, beloof hy. Daarom lyk die belofte van die heropbou van die tempel soos iets wat vorentoe kyk. Vorentoe kyk eers na Jesus Christus en dan verder. Ons toekoms as kerk en as gelowiges lê nie in ons uiterlike glans wat ons uitstraal, wat ons bou nie. Maar dit lê in die teenwoordigheid van God. Die gemeente is gevul met Christus, met die Gees van God. Wanneer God in ons werk, is die heerlikheid van vandag meer werklik as selfs in die tyd as Salomo se tempel. God sê vir ons en vir sy volk, moenie ontmoedig wees deur hoe dinge lyk nie. Ek is met julle. Ek is aan die werk. Ek bou iets wat julle oë nog nie kan sien nie. So miskien lyk jou lewe, of jou gemeente, of jou omstandighede tans gebroke of kleiner as vroeër. En jy voel dalk so klein bietjie ontmoedig, asof jy besig is met sleerwerk wat nie 'n verskil maak nie. Dan kom die belofte van die Here ook vir ons. Die toekomstige heerlikheid sal groter wees. Want hy bring vrede, nie net 'n gebou nie, maar in die hart van sy mense.
mag dit so wees dat ons nie ontmoedig sal wees nie, mag dit so wees dat ons geseën word met 'n ongemak om te doen wat gedoen moet word en die moed sal hê om aan te hou doen wat die Here vra. Al is dit nie lekker werk nie, al is dit aanhoudende werk. Die Here sê vir ons, skep moed. Hy is met ons. Amen. Verontrus ons Here wanneer ons tevrede is met onsself. Wanneer ons drome realiseer omdat ons klein gedroom het. Wanneer ons veilig aan wal stap omdat ons te na aan die kus geseil het. Here, mag dit ook so wees vir ons gemeente dat ons ook in die jaar wat kom groot sal droom, Vader. U drome sal droom, nie waagmoed sal hê om dit aan te pak. Here, ook in ons eie lewens waar ons tevrede is met ons klein drome, mag ons u drome droom, Here. Ook vir onsself en ons families en ons gemeente en ons gemeenskap. Verontrus ons Here wanneer ons wees die oorvloed van ons besittings ons hinkering verloor na die water van die lewe. Wanneer ons ophou droom van die lewe hierna in God se teenwoordigheid. Wanneer ons pogings om 'n nuwe aarde te skep ons visie van die hemel laat vervaag. Verontrus ons Here om in die geloof te waag met nederige moedigheid. Om die oop see aan te dur waar die storms ons vaardighede mag toets, waar ons sig van die land sal verloor, maar die sterre sal herken. En ons vra u om die grense van ons horison verder te skuif, dat ons dit daar mag waag, in krag en geloof en hoop en liefde. In u naam alleen. Amen. Julle het nou die fotootjies van die kamp gesien. Ons hoop dat die hele gemeente volgende jaar sal bywoon. Dit is regtig baie lekker geweest. Dankie vir almal wat betrokke was by die reëlings. En ons sal binnekort op die kalender ook finaliseer wanneer 2026 se datums is daarso. Wanneer ons na die boodskapper vanoggend kyk, sal julle sien dat die 14de Desember RSG ons gemeente besoek om die diens op te neem. So kom asseblief, nooi mense, laat ons lekker vol kerk is om lekker te sing, ook vir die radio. Dit word, ek dink, middel Januarie uitgesaai, maar die datum sal vir julle gekommunikeer word. En dan is die Bond van Oud Polisie mense, manne, volgende week hierso. Julle sal ook sien dat ons dan lekker saam met hulle kuier. En dan baie belangrik, die 23ste is ons Kerssangdiens, wat 'n baie besonderse geleentheid gaan wees. Van jou kore, mense van jou kore kom ook. So dit gaan regtig 'n lekker oggend van aanbidding wees. So kom asseblief. En ons gaan ook 'n lekker item hê met die kinders weer en dit gaan sommer net lekker Kerssangdiens wees. So onthou asseblief die 23ste. Julle sal sien ons is baie wat siek is in hierdie tyd. Baie van ons gemeentelede is baie ernstig siek. Ons dink nog steeds aan Sofia, Hein. Dankie Marley. Ag, en ons dink aan al die moederharte wat hartseer is oor kinders wat groot word en wegtrek. En dit is altyd nie so lekker en is minder lekker om jou kinders partytjies te sien groot word en uit die huis uit gaan. So ons dink aan julle en ons dink aan al ons jong mense ook. Karel, ons is bly jy is hierso. Ons dink nog steeds aan jou met al die dokters afsprake en fisios en so aan. Diane, ons is bly jy's ook weer op die been. Ons hoop jy word baie vinnig gesond. Ons dink nog steeds aan Wilna wat herstel na operasie. John wat wag vir toetsuitslae. Ons dink en bid aan jou
dat die Here ook met julle op hierdie pad sal wees en dat jy gesond sal word. En ook in hierdie onsekere tyd. En dan almal wat dan siek is met griep en virusse en so aan, baie sterk van julle, of ook as julle die versorgers van hierdie mense is. Hierdie week se verjaarsdag is daar dalk enige Anita Skeepers verjaar. Baie geluk met jou verjaarsdag, Anita. Ons hoop dat jy die 12de baie lekker sal verjaar. Enige iemand anderste? Is Anita die enigste een? Jack? Het niemand verlede week chocolates uitgedeel nie? Enige iemand wat hier is en seker kan maak dat Jack nie verlede week ook 'n chocolate gekry het nie. Kan dan net vir Herman sê baie geluk met jou verjaarsdag, Jack, van verlede week. Goed. Ja, die Kersdiens en dan 'n Stitch of Kindness. Julle sal sien op die laaste bladsy is daar so 'n advertensietjie wat sê ons samel gehekelde groen missies in vir cerebral palsy awareness. Dit hoef nie die einde November in te wees nie, maar as julle asseblief die missies kan brei en kerk toe bring, dit word eers, ek dink Maart aan hulle gegee, want ek dink dit is die Maart. Maar ons wil lekker baie insamel, so asseblief, as jy kan brei of hekel of groen missies, is dit wat ons nodig het vir daardie. En dan sê julle ook sien, agter is daar weer herwinningsbladsye, wat vir ons sê, wat ons kan herwin, wat ons nie kan herwin nie. Julle kan gerus julle herwinning op Sondag en Maandag, Woensdag en Vrydag kerk toe bring. Hierso is nou weer lekker sakke wat mooi toegerus is, dat dit nie nat reën nie, dit sal opgelaai word. So kyk gerus wat kan jy herwin en bring dit asseblief kerk toe. Dan kan ons ook sorg dat ons omgewing mooi skoon gehou word. Mag julle in al die goeie dade wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en 'n goeie hoop gegee. Mag ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.